wat vir ons nie hou nie, is dit? Sal jy nie van wag nie. Daai woordjies, wag 'n bietjie. So, wie het as kind daai woorde gehad? Wag 'n bietjie. Weet jy net of dit julle is nie, maar as mens geskenke moet kry, jy weet Kersfees kom. Daai weke, jy weet die geskenke is daar, jy weet is gekoop, maar daai gewag tot die 25ste. Jo, dit was groot versoeking. Ek moet bieg, meer as een keer, het ek gaan soek in daai kas, net om te kyk wat dit is. Ek het daar net gekyk. Ek weet wat ander wat gespeel het by daai geskenke. Net weet wat toe maak het voor die tyd. Maar wag is regtig 'n moeilike ding. Maar tog is ons wêreld, want besig om te wag. Ons leef in 'n moderne wêreld, alles is vinnig, alles is besig. En ek dink daarom is wag so 'n moeilike ding vir ons, nog meer in hierdie tyd. Weet jy wie van julle wag op hierdie stadium vir 'n pakkie van Takealot, vir 'n geskenk wat jy gekoop het, of van Temu, of van Amazon, of ergens een van hierdie ander lynwinkels nie, ergens wag ons. Ons wag. Ons wag op hierdie stadium, wag ons vir uitslae. Klomp wat eksamen geskryf het, matrieks, wag vir uitslae op hierdie stadium. Ons wag vir deurbrake in ons lewens. Ons wag vir 'n toekoms, 'n beter toekoms, wat voorlê vir my en vir jou. Ons wag vir veiligheid, ons wag vir vrede. En ons wag ons vir kinders om terug te draai na die Here toe. Ons wag vir wonde om te genees. Ons wag vir ons land om te verander. Ons wag. Maar hopelik kan ek en jy wag met 'n hoop in ons hart. Vandag sit ons spreekkamers vol. Mense wat wag. En ons kerke sit leeg. Niemand wil wag nie. Niemand wil wag op God en sy werk nie. Want die wêreld sien wag as 'n swakheid. Dink bietjie daaraan. Die wêreld sien wag as 'n swakheid. Dit is nie goed om te wag nie. Alles moet vinniger gaan. Kitskos, kitsbanke, kits AI antwoorde, kits oplossings. Alles nou gebeur. Dit is van nie wag nie. Wag is 'n swakheid. Ook vandag kan ek en jy iets leer dat in die woord van God, in die geestelike wêreld, is wag geestelike krag. As ek en jy verstaan hoekom en wat en waaroor dit gaan. Want Advent maak wag sentraal. Wag is nie 'n passiewe ding van sit agteroor en kla, maar wag is 'n geloofsdaad. Dit is iets wat eintlik van God afkom. Want as ek wag, dan wag ek op God se teenwoordigheid. As ek wag ek want ek weet God is werksaam. Het ons laasweek gesê. Derdens, as ek wag, dan weet ek God se beloftes is betroubaar en daarom moet ek hoop. Daarom kan ek rustig wees en wag. En dis my wag nie angstigheid soos wag in die wêreld nie. Wag in die wêreld is mense angstig. Mense hou nie van wag nie want hulle raak angstig, want hulle voel buite beheer as ek wag op iets, want ek kan dit nie nou doen nie, ek kan dit nie uitsorteer nie. Maar in geloof as ek wag, dan is dit wag met vertroue, want God is teenwoordig, God is werksaam en God se beloftes is betroubaar. Dit is iets wat ek en jy hopelik vanoggend gaan raak sien. Want ons wag nie op 'n idee of 'n geskenk of iets wat nog moet kom nie. Ons wag op die persoon van God. Jesus Christus wat gekom het. Jesus Christus wat teenwoordig is en Christus wat weerkom. En daarom gaan ek vanoggend 3 gedeeltes saam met jou lees en ek gaan begin vanoggend in Psalm 130. Maar Psalm 130 begin op 'n plek wat mense nie sal verwag nie.
Psalm 130 begin nie met vreugde nie. Psalm 130 begin nie met vertroue nie. Psalm 130 begin met 'n skree uit iemand se binneste uit. Wat skree om hulp. Lees saam met my. Uit die dieptes roep ek na U, Here. My Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sondeskuld toereken, Here, my Heer, wie kan aanstaande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ons sag afdwing. En dan lees ons verder. Ek wag op die Here, my siel, my hele wese wag. En op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op die Here, meer as wagte op die môre. Ja, wagte op die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde. By hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. Ja, ongelooflike Psalm hierdie. Ek wag nie omdat ek sterk voel nie. Ek wag baie keer omdat ons moedeloos is, uitgeput is, oorlaai is. En Advent het ontstaan juis in 'n tyd wat die wêreld in 'n donker oomblik in 'n donker plek was swaar kry, verlange, 400 jaar het die volk niks gehoor van God nie, en hulle wag op God. Party in hierdie wag het verdwaal geraak, want toe Jesus gebore was, toe herken hulle hom nie, toe besef hulle nie, die Messias gekom nie. Maar tog het daar 'n paar, ons gaan nou na een so 'n persoon, het tog in die gewag, bly vashou aan die hoop van God se woord, wat hulle op vertrou het. En hierdie Psalm wat in vers 5 wat so mooi sê, ek wag op die Here, my hele wese, dat jy ou vertaling sê, my hele siel, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop. Hierdie psalmdigter wag nie op dat sy lewe gaan verander en sy probleme opgelos moet word nie, en dat die einde van sy probleme is nie. Maar as jy hierdie gedeelte sien, dan sê hy wag op die Here self. Hoop gaan nie oor ons omstandighede of probleme verbygaan nie. Hoop lê geanker en gesetel in God en wie hy is. As ek weet en besef wie is God, dan word hy my hoop. Nie die oplossing vir my probleme, nie my omstandighede wat verander nie, maar word God my hoop. En ek wil vanoggend vir jou vra, wag jy op God of wag jy op die oplossing van jou probleme? Hoe lyk jou wag juis in hierdie tyd? Is jou hoop geanker en as dit gaan beter gaan, of is jou hoop geanker in die karakter van God, wat sy woord sê en wat jy in vashou? Afwagting, daai wag, help my jou eintlik om eerlik, rou eenvoudig afhanklik van God te word. As my jou hoop op hom gesetel is. Dis wat wag doen. As ek so aan die Here kom vashou. Ek wil nou nog 'n gedeelte toe vat in Romeine die 8 bekende gedeelte, praat juis oor 'n wag, selfs 'n skepping wat wag en wat sug. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word.
Want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees van God as eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlossing hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Luister mooi, die hoop wat gesien kan word, dit is nie regte hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ek lees hier in vers 19 oor die skepping wat gespanne wag dat alles herstel moet word. Ons sien daar in die gedeelte hoe ons wag, ek en jy self wat die Gees van God het, ons sug en ons wag. En dan hierdie mooi gedeelte, maar ons hoop nie op dit wat ons sien nie, maar juis op ons wag met volharding op dit wat ons nie kan sien nie. En die sleutelwoord gaan juis oor volharding. Ek en jy, ons wag nie soos mense sonder hoop nie. Ek en jy in adventstyd wag ons op iemand wat seker is, iemand wat al reeds gekom het, iemand wat teenwoordig is. Ons wag op God, wat hier is vir my en vir jou. Al gaan ons deur moeilike tye, ek en jy het hoop. Dis 'n vaste hoop. Maar al sien ons nie God hier nie, is daar iets wat gebeur wanneer ek en jy wag op God in moeilike tye. Soos ons sê, ons wag nie soos mense sonder hoop nie. Maar ek en jy, as ek en jy op God wag ons omdat ons weet, as ons in geloof wag, luister hier, wag ons omdat ons weet, God is besig met 'n proses. Besef jy dit? Selfs in jou donker tye en die moeilike tye, besef jy dat God werk, selfs in jou moeilike tye. Selfs in jou moeilike omstandighede, God is werksaam. God is besig om te werk. 'n deel van die wag self, wag in daai tye, kan ek met hoop wag, want ek weet, God is met 'n proses besig, en hy selfs besig om in my te werk. Wag is nie 'n plek waar God nie is nie, of wanneer ek moeilik omstaan het. Maar hier is wat het eintlik is. Wag is die plek waar hy jou vorm. En partymal wil ons hierdie wag skiep, ons wil uitkom uit die wag, want ons hou nie van wag nie. Maar baie keer in die plek waar ek en jy wag, is die plek waar God my en jou vorm. My en jou meer en meer afhanklik maak, jou meer en meer maak om te kon vertrou. Maar dit vra dat ek en jy, as ons wag, dat ons met volharding wag. En met volharding bly hoop, omdat ons weet, ek en jy dien 'n God wat teenwoordig is by ons. Volharding is 'n goeie plek. Want dit is 'n plek waar God besig is om jou en my, sy hart en sy lewe, besig om te snoei en te vorm, te maak soos hy, sodat ek en jy daai kruike kan wees, wat met die Heilige Gees gevul kan word, wat hy kan gebruik. Want baie keer, ons eie menswees is so vol rowwe kante, dat wanneer ons besig is om te dien, baie keer ons mense seer maak, want ons laat nie toe, dat God in ons werk en ons verander en vernuwe nie.
Maar baie keer in die gewag word daai kante en daai rowwe plekke in ons lewens juis geslyp en gevorm, sodat ek God kan vertrou, dan wanneer ek dien en dan wanneer ek werk, waar God my kan gebruik, en sy gees hier binne my kom werk het. Maar dit beteken, ek en jy moet wagtend elke dag in ons lewens wees, vir God se werk, God wat teenwoordig is in my en jou. In die wag leer hy my en jou afhanklikheid. Hy vorm ons en hy vorm geduld in my en jou lewe. Baie min mense deesdae het. In die wag ontdek ek en jy dieper gebed. Dink bietjie daaraan. Dis juist in daai krisistye wanneer jy wag op 'n uitkoms. Maar wanneer jy op God wag in daai tye, dan kom jy by 'n plek van dieper gebed, want dan is jy afhanklik van 'n persoon, nie 'n uitkoms nie. Jy is op die persoon van God en wie hy is gefokus. En dit help jou met dieper bid. Wanneer jy wag op hom. Wanneer jy wag, groei jou karakter. Bou jy geestelike spiere in hierdie wag. En ek wil vanoggend vir jou help om te kom verstaan, God is teenwoordig in jou wag. Moenie dink omdat jy wag nie, dat God nie teenwoordig is nie. Hy is juis teenwoordig en hy's aktief besig om te vorm en te werk. Dit vra net dat ek en jy hom sal raak sien, dat ons hoop op hom gefokus sal wees in ons wag, en nie op uitkomste nie. Ek wil jou vat na 'n voorbeeld ook, en dan het jy gesê, in die 400 wag waar die volk gewag het, op die Messias wat sou kom, is daar een persoon wat dit raak sien. Klomp sien dit nie raak nie, maar hier is een persoon wat dit raak sien, Simeon. Sy hele lewe lank wag hy. Hy vra selfs so God, dat hy toch net voor hy sterf, net die Messias kan sien. Dan lees ons in Lukas 2 vers 25. En kyk, in Jerusalem was daar 'n man met die naam Simeon. Hierdie man was wetsgehoorsaam en toegewyd. Nou die woord volhard gebruik. Toegewyd, volhard. En het uitgesien na die herstel van Israel. Die Heilige Gees was met hom. Hy het deur die Heilige Gees 'n openbaring ontvang, dat hy nie die dood sou sien, voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Gelei deur die Gees, het hy na die tempelterrein gegaan. Simon, eerste van al, geesvervulde lewe geleef in die teenwoordigheid van God. Hy het nie passief gewag nie, hy het dienend vir God gewag, toegewyd, het hy aanhou saam met God gewerk. Hy het nie sinies gewag nie, ag, kyk hoe gaan dit in die wêreld, kyk hoe sleg gaan dit nie. Hy het nie ongeduldig gewag nie. Sy wag het hom nooit gebreek nie. Sy wag het hom gevorm, want hy was gereed, hy was luisterend, en toe die Gees met hom praat, het hy dit gehoor en hy besef. En dan is hy tempel toe gaan, en hy staan daar in die tempel, dan ontmoet hy die Messias. Hy hou Jesus, die Messias, in sy arms vas, en dan sê hy die volgende: Nou, Here, kan u diensknegt in vrede laat sterf. Soos hy gesê het, my oë het inderdaad die verlossing gesien. Want u ten aanskoue van al die volke bewerk het, 'n lig wat vir die nasies tot openbaring dien, en eer bring aan die volk Israel. Sy vader en moeder was verstom oor die dinge wat oor hom gesê is. My oë het u gesien. Simeon het God gesien. Het die Messias gesien. Die wag
het nie in die pad gestaan vir Simon nie, omdat sy wag op God gefokus was, en nie op beter omstandighede nie. Sy wag het hom na die arms van God toe gedryf. Hy was oop vir die Gees se werking. Wat as jou wag jou nie verder dryf nie, maar jou nader aan God toe trek? Wat as jy so op hom gefokus is, dat in die wag die Here besig is om lied te maak, te vorm, jou sag te maak, meer luisterend te maak, meer oop te maak vir sy werk, meer om te vertrou, sodat hy dinge in jou kan kom verander, in die wag, sodat hy jou kan gebruik. Meer gefokus op die persoon van God, en nie die probleme in jou lewe nie. Afwagting is juist die tyd, waarin die Heilige Gees jou in die regte rigting wil lei. Maar as ek en jy wag wil bypass en ons eie ding doen, gaan ons in die moeilikheid kom en ons gaan niks leer nie. Ons gaan niks verander nie. As ek en jy net gefokus is op oplossing en ons probleme verby en oor te kry, gaan ek en jy in die proses niks leer nie, niks verander nie. Maar wanneer ek en jy op God wag, op hom, en ons laat toe dat sy Gees my en jou lei, dan gebeur verandering in ons lewens. Dan word ons wag nie 'n slegte ding nie, maar die beste ding wat met my en jou in die lewe ooit kan gebeur. Want in die wag verander God. Die wêreld wag vandag vir baie dinge, vir beter ekonomie, politieke stabiliteit, vir ons kinders se veiligheid, vir mediese deurbrake, verhoudings om herstel te word, vir trauma om te genees, soveel dinge wag mense. Maar baie van daai goeders is wag op dinge wat hulle nie kan beheer nie, en dit maak mense angstig, dit maak hulle moeg. Ons mense in die wêreld vandag is moeg, moet hulle besef daar's 'n klomp dinge wat hulle nie kan verander nie. Maar vandag moet jy raak sien en ontdek, God is in jou wag. Hy's teenwoordig, hy's nie ver nie, hy's hier. Dis juis wat ek en jy in Adventtyd moet onthou en verstaan. So wanneer ek en jy wag, is dit nie 'n passiewe wag nie. Dis nie sit terug en kla en moan en raak bitter oor dit wat gebeur nie. Dis ook nie 'n geforseerde wag van ek probeer self oorneem en ek doen my eie ding en ek manipuleer en ek probeer self red nie. Maar die wag wat ek en jy het is 'n geloofswag. Ek het dit sodat ek en jy oop is vir God se teenwoordigheid. Sodat ek en jy volhardend is en gefokus is op die persoon en bewus is van hy leef. En ek en jy is in sy teenwoordigheid. Luisterend na dit wat die Gees nou in ons lewens wil doen. En daarom wil ek vir jou 'n paar dinge vanoggend vra, as ons afsluit. Wat is jy tans besig, wat is jy tans voor bang om vir God te gee? Watter onsekerhede, sorge, angs, goeders is dat jy bang is om vir God te gee? Die tweede vraag wat dalk nog belangriker is, waar is jy besig om wag te vermy? Waar is jy besig om wag te vermy? Waar hardloop jy weg? Moet jy bang is om beheer te verloor? Het is nie tyd dat jy nodig het om op God te wag nie. Hoe kan jy jou fokus skuif van 'n uitkoms af na 'n persoon toe? Om Jesus raak te sien dat hy hier by jou is. Maar dit nie gaan oor dinge wat moet verander nie. Maar God wat hier teenwoordig is en met jou die pad stap. En dat jy hom vertrou, tree vir tree, in stilte en in wag. Want jy weet, hy gaan jou lei. En hy gaan die beste uitkoms hê.
wanneer jy in die wag saam met hom die pad stap. Wil jy nie so die Here vertrou nie? Want wanneer ek en jy besig is om te wag, wanneer ons vir die persoon van God wag, gaan ek en jy die een ontdek wat luister ook na my en jou, na God wat luister, na God wat dra, na God wat partymal saam met jou wag, 'n God wat jou vorm, en 'n God wat sy beloftes hou. En dit moet jy vanoggend hoor, soos in Psalm 130. Ek wag op, want ek weet God se woord en sy beloftes is waar, is getrou. Dat in jou wag dat jy besef, maar God hou sy beloftes. Die volk Israel, die Dawidster, gewag. Nooit besef op die eind van die dag, daar sou 'n krib wees, en 'n kruis wees, wat op die eind die Messias, die Verlosser, sou tuis bring. Soveel het dit in die wag gemis, moet hulle verwag het die situasie moet verander. Het hulle nie God se teenwoordigheid gesoek het nie. Moenie dat ek en jy in die gewag, in die besige wêreld wat kids oplossings soek, dat ons die persoon van God mis in alles wat ons doen nie. Wag liewer op sy teenwoordigheid, sy vormingswerk en sy uitkoms. Maar dit gebeur wanneer jy die persoon, wanneer jy God raak sien, sy karakter, sy woord vertrou. Wag jy so saam met hom. Wag en sien wat uit. Amen. Kom ons bid saam.